Vader, ons hemelse Here, U wat die geskiedenis in die hand hou en wat besig is om hierdie storie te skryf waarvan ons kan deel wees, U wat ons innooi in hierdie storie in en vir ons U wat ons voorsien van 'n nuwe narratief waarbinne ons kan leef, Here, en waarbinne ons lewens kan sin maak en waarbinne ons eie stories kan sin maak. Ons sê vir U dankie. Ons gee vanaand aan U al die eer. Ons eer U vir wie U is. Ons eer U, Here, vir net alles wat ons elke dag van U ontvang. Alles onverdiend, Here, en ons sê vir U aan die einde van hierdie 6 weke reis, sê ons vir U dankie vir die storie van Handelinge. Dankie vir Lukas. Dankie dat U hom kon gebruik. Dankie vir al die dienaars in die geskiedenis, wie se goed ons kan lees, wie se boeke ons kan lees, wie se mense wat deel is van U woord in die Bybel, sowel as net ander mense wat ons inspireer het in die geskiedenis, Here. Mense wat na U geleef het en wat so toegewyd aan U geleef het dat dit ons regtig ons harte ook in die brand steek, Here. Baie dankie daarvoor en help ons om hierdie dienaars en vriende van U uit te grawe en dat ons hulle stories gelees kry. En nie net die Bybel nie, maar ook ander stories wat ons lewens raak. Dankie egter vir U woord in die Bybel en praat vanaand ook met ons in die laaste 4 hoofstukke waar ons gaan besig wees met Paulus se reis wat afgesluit word, Here, en gee vir ons die nodige insig en die kennis en die wysheid om nie net te verstaan wat hier staan nie, maar om elke dag met wysheid ons besluite so te kan neem in die lig van hierdie verhaal, in die lig van dit wat U aan ons openbaar deur U woord. Here, dankie daarvoor. En ek bid vanaand vir elkeen van ons wat hier sit, dat miskien vir hulle wat nie vanaand hier kan wees nie, wat weens omstandighede of siekte of ongemak of een of ander soort van krisisie of iets nie kan wees nie, Here, dat U steeds almal van ons naby sal wees, ook by die huise. En bid sommer net vir hierdie gemeente, bid vir die kerk in Suid-Afrika, Here, dat ons hierdie storie weer sal begin leef, soos wat U graag dit bedoel het van die begin af. In Jesus naam, en almal sê, amen, haas sy. Ek moet sê, ek is nogal, julle sekerlik ook 'n lekker lang dag agter die rug, en amper by die einde van die jaar tyd, ek voel dit ook aan soos julle, ek sê net agter vir Joubert, ek het laaste 2 weke 16 lesings opgeneem, uit oor 1 Petrus en onder andere Handelinge ook, vir E-kerk. Ek het vanoggend nog 4 opgeneem, so ek is so moeg vir die klank van my eie stem, ek hoop nie julle is nie. As julle helfte opstaan en uitloop, verstaan ek dit heeltemal. Alright, maar kom ons kyk. Ons is by Handelinge 25. Ek het eintlik so half onbewustelik of sonder dat ek besef het laasweek so lekker aangegaan dat ek eintlik met Handelinge 25 begin het, maar net weer kom ons plaas ons net weer binne die groot storie. So onthou, Petrus, Paulus is nou is 'n snaakse ding. Ek het 1 Petrus opgeneem die laaste week en 'n half, en omdat ek so baie met Paulus besig was, elke keer dan sê ek Paulus in plaas van Petrus. Nou vanaand sê ek Petrus in plaas van Paulus. So waar is ons? Ons is by Paulus. Goed, so dis die laaste deel van die storie van Handelinge. Hy's in Caesarea, eintlik in Jerusalem, in Handelinge 22 is hy gevange geneem. Eintlik Handelinge 21 en dan hoofstuk 22 en dan gee hy daai toespraak daar op die kaserne se trappe, julle onthou dit. En hy spreek die ouens in Hebreëus toe en hulle besef toe eintlik, hy is nie daai Egiptenaar nie, hy's eintlik iemand anders. En so gaan die goed aan, en Felix was die gouverneur in daai tyd. Waar het hy gebly, en wat 'n stad? Die Romeinse legioene, waar het hulle gebly, in Judea? Ja, Caesarea, dis reg, Caesarea was die hawe stad gewees, en dit was die stad waar die Romeinse legioene bymekaar gekom, en dis 'n stad wat deur Herodes die Grote gebou is, en Herodes die Grote is sommer net van interessantheid, het 'n klomp vestings vir homself gebou op alle in Engels woord gebruik, escape routes, wat is ontsnappingsroetes. So as hy na die weste toe sou wou vlug, kyk, hy was mos baie neuroties geweest, dan het hy groot vesting gehad in Caesarea. As hy die ouens om suid jaag, dan is hy net suid van Bethlehem, was daar 'n groot vesting wat hulle genoem het die Herodion, waar hy kon vlug. As hulle enigstens om ooste toe jaag, dan gaan hy Masada toe, jy weet. So hy was reg geweest, en oral was daar groot proviant vir maande geweest. As iemand hom sou jaag, dan sou hy veilig wees, so daar kon bly vir lank. In elk geval, so dit is, en Caesarea is vernoem na die woord Caesar, na die keisers. So, want die Herodes was groot vriende geweest met die keisers. Wat het dit te maak met Handelinge? Absoluut niks, dit is sommer net vir julle, free of charge. maar dis waar ons is, so hy's in Jerusalem gevange geneem, hy's na Caesarea toe vervoer, waar Felix gebly, die gouverneur,
En ons weet Felix is van sy amp onthef vir een of ander rede. Hy's weg en vir 2 jaar hang Paulus daar rond in Caesarea. Hy's steeds in boeye. Die tyd loop verby en uiteindelik wie is die ou wat in Felix se plek gekom het? Ja, Varkie Festus, onthou julle? Ons het daaroor gepraat, né? Porcius Festus kom in Felix se plek. Hy is die gouverneur. Nou, hy het nie eintlik 'n klou regtig waar die saak van Paulus gaan nie, maar soos enige nuwe ou wat inkom, aan bewind kom, wil hy graag die Jode se guns wen en daarom is hy bereid om hierdie ding van Paulus nou aan te vat. Jy weet in hoofstuk 24 het ons gesien hy is daar voor Felix. In hoofstuk 65 daar is die opskrif die Paulus beroep hom op die keiser. So kom ons begin daar lees. En natuurlik net soos laas keer, ons kan nie alles lees nie want ons wil graag by die einde kom vanaand. En as jy enigstens vra, as wat jy graag wil vra, iets wat ek dalk skiep wat jy graag na toe wil teruggaan of iets nou, as jy meer is welkom, vra net vir my. As ons nou kans gee vir vrae. So, ons is by hoofstuk 25, Handelinge 25 vers 1. 3 dae na sy aankoms in die provinsie het Festus, so hy's nou nie daarso, né? Het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en die aanklag teen Paulus gebring, het hom ernstig versoek om hulle guns te bewys en Paulus na Jerusalem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle hom op pad daai in 'n hinderlaag wou doodmaak. Hierdie ouens was seriously desperate om Paulus van kant te maak. En so jy kan sien die komplotte, let 'n bietjie op veral in die einde van Handelinge, hoe baie parallelle daar in die einde van Handelinge is met die storie van Jesus in die Lukas evangelie, né? Jy het verhore, hy is die heeltyd is hy onder verhoor, daar's komplotte teen hom voordat Jesus gevange geneem is. Lees in al 4 evangelies. Hier veral van Johannes 12 af en hier van Markus 9:10 af wat hy in Jerusalem inkom. Ons sien dit hier van Matteus 15:16 af begin almal komplotte smee teen Jesus. In Lukas evangelie sien dit net so duidelik. So hy's gedurig, is hy voor mense. En Paulus hier ook, net soos Jesus het nie net verskyn voor die Sanhedrin nie, hy's na Pontius Pilatus, hy's eers na Annas toe en na Caiaphas, die hoëpriesters, en dan is hy terug weer na Pontius Pilatus toe, en dan is hy weer vir die Joodse raad. So dieselfde hier met Paulus. Jy sien dat Lukas probeer 'n parallel skep met die storie van Jesus, dat Jesus se werk, die lot wat Jesus oorgekom het, en gebruik die woord lot, maar ek moet hom in aanhalingstekens gebruik, want dis God se plan wat besig is om tot volvoering te kom, al is die mense met komplotte besig, hulle kan God se plan nie keer nie, né? Dis 'n belangrike tema in Lukas en in Handelinge, daai woordjie, ek het julle vertel van daai Griekse woordjie dei, daai kort woordjie, né, wat beteken hierdie moes gebeur, dit moet gebeur, dis noodsaaklik dat dit gebeur. So vir Lukas is dit noodsaaklik, hierdie goed moet gebeur, dis die storie van die kerk. Ons is op die rooi tapuit voor die wêreld die hele tyd. Hulle like nie altyd wat ons doen nie. En so is dit ook met die vroeë kerk, met Paulus soort van as Jesus 'n parallel in die evangelies. So hy is gedurig, hy's nou hiervoor verhoor. So vers 4, Festus het egter geantwoord, Paulus word in Caesarea aangehou. So hy hou nogal voet by stuk en hy sê ek is van plan om binnekort terug te gaan daai en julle bekwaamste manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerd gedoen het. So hy val nie vir hulle storieetjie nie. En dan vers 6, hy het 'n dag of hoogstens 10 daar deurgebring en toe na Caesarea toe teruggegaan. So julle onthou nou Caesarea. Kom ons kyk net gou 'n bietjie na ons kaartjie hierso. So Caesarea is daar, né? So hulle was daar in Jerusalem, daar's Caesarea, so dis nou waar Festus, Festus, so hier nie meer getry word, so Paulus is daar gevange geneem in Jerusalem, hy is gevat in Caesarea toe, en Caesarea is nou waar Festus natuurlik is, en hy gaan nou terug soontoe. Goed, so hy reis dan nou terug, en in vers 9, dan sien ons Festus wou vir die Jode 'n guns bewys, en sê vir Paulus, sou jy bereid wees, dat ek jou oor hierdie staak in Jerusalem gaan verhoor? So hy gee nogal. By the way, die Romeine het bekend gestaan vir hulle regverdige wetgewing. Dis belangrik om dit te verstaan. En dis vir Lukas en vir evangelieskrywers 'n belangrike ding, want die mees regverdige wetgewers in die antieke wêreld, die Rome, die Romeine, hulle die wet eintlik verhef tot die ultimate. Die Grieke het die menslike rede verhef.
Die logos verhef tot die sentrum van die kosmos. Die logos was vir die Grieke die rede wat die kosmos bymekaar hou, en daarom was die menslike liggaam, nie net die rede nie, die menslike liggaam ook, en vir al die menslike rede was in die sentrum van die bestaan van die Grieke geplaas. Die Jode het dit natuurlik met God gedoen. God alleen is in die sentrum van die wêreld, en die Romeine het die wet in die sentrum geplaas. So hulle het gesê die wet is wat ons almal by saambind, en vandag nog verstaan ek by mense wat regswat, Willem, julle ouens wat weet, soos ek verstaan, is ons vandag nog besig met die Hollands-Romeinse reg, né? So die Romeine het nog steeds 'n geweldige belangrike rol in terme van hulle wetgewing. Hulle is geweldig regverdig gewees, en is vandag nog. As jy veral van die Romeinse stoïsynse filosofe lees, dan sien jy hoe belangrik die reg vir hulle was, en geregtigheid was vir hulle regtig belangrik. Trouwens, een van die 4 stoïsynse waardes was geregtigheid gewees, justice. Dis vir hulle baie, baie belangrike ding gewees. So, dis vir die evangelieskrywers belangrik, dat die regverdigste liggaam van die antieke wêreld het Jesus onskuldig verklaar. Dis belangrik dat Jesus se onskuld hier is. En julle gaan nie vanaand dieselfde by Paulus sien. Dieselfde parallel. Uiteindelik, dis 'n paar kere wat hierdie ouens vir mekaar sê, Paulus is onskuldig. Ons weet nie eintlik om wat vir die keiser te skryf nie. Ons weet nie wat om te sê nie, want daar is nie regtig 'n klag wat in hierdie ouens ter sprake kom nie. En dis die Romeinse reg, net so die Romeine wat hier vir Paulus onskuldig. Die Jode is die ouens wat die komplot smeed, die godsdienstige ouens. Hulle is die ouens wat gevaarlik is vir Paulus en die evangelie. Dis nog altyd die Jode gewees. Maar die Romeinse reg spreek Jesus en Paulus vry. Sê ons vind geen skuld in hierdie mense nie. Vir die skrywers van die Nuwe Testament is dit uiters fundamenteel. Goed, so Paulus antwoord om in vers 10, ek staan tereg voor die keiserlike regbank. Hier moet ek verhoor word. So hy sê, nee, julle gaan nie dan van die Joodse ding maak nie. Want as ek Jerusalem toe gaan, dan sit ons in die Jode wat in charge is. Ek is op die regte plek, hier in Caesarea, en so ek is vir die keiserlike regbank, julle is verantwoordelik vir my, so ek moet hier verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie, dit weet u self goed. As ek beskuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien, is ek bereid om te sterf. Maar as niks in hulle beskuldigings teen my steek nie, kan niemand my as guns aan hulle uitlewer nie. Ek beroep my op die keiser. Nou hy doen hier 'n baie, baie belangrike ding, want as hy enigstens sy spesmaas gehad het, dis baie duidelik, as jy Paulus dophou, hoe hy praat, hy probeer glad nie loskom nie. Nee, ek bedoel, hy sê gedurig goed, hy sê net presies wat hy nog altyd gesê het toe hy vry was ook. Hy probeer op geen manier loskom nie. Hy het net een doel, sy visie was Spanje gewees, en dis waar hy wil uitkom. In Rome was vir hom die manier om dit te doen. Nou, lees Romeine 15, dan sien jy baie, baie sterk. Wel, ek dink Romeine 1 ook, hy stel dit van die begin af aan die ouens in die Romeine. Ek hoop, julle kan my eendag ondersteun en my begelei, dat ek op die eind na die weste toe kan gaan. Die weste is en by the way, daar's baie van die moderne flieks wat van hierdie geestelike idee van beweeg na die weste toe, van Paulus, nogal baie goed vasvat. Wie van julle het Book of Eli gesien? Kan jy gesien? Book of Eli, hoe moet julle kyk, mense? Book of Eli moet julle kyk, maar kyk hom tot aan die einde. Moet nie halfpad ophou nie. Julle gaan in die versoeking is om halfpad op te hou kyk. Maar hy eindig met daai gebed van Paulus in 2 Timoteus 4. Ek het my as drankoffer uitgegiet. Die fliek, dit is 'n sekulêre fliek met Denzel Washington, maar hy eindig letterlik met Paulus se gebed. In 2 Timoteus 4 waar Paulus sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou, ek het die stryd eintyd gevoer. En reg deur hierdie fliek is Eli die persoon van die pad. Die pad is 'n verskriklike belangrike tema in die fliek. In die heeltyd, waarheen gaan op hierdie pad? Hy travel wes. Waarmee travel hy? 'n boek. Dis in 'n post-apokaliptiese tyd. So die wêreld is vernietig deur atoomoorlog en allerlei goeters, en ja, daar's niks oor behalwe woestyne en goed nie, en hy, jy weet dit nie van die begin af nie, maar hy dra die Bybel by hom. En niemand weet dit nie, maar hy het 'n boodskap wat moet weste toe gaan. Hy sê die hele tyd, ek gaan weste toe. Ek sal op pad weste toe. En almal sê vir hom, nee, maar daar's niks daar nie. En hy sê nee, dit is nie wat ek gehoor het nie. Ek het 'n stem hier binne my gehoor wat gesê het, ek moet hierdie boek gaan waar hy moet wees. En
In elk geval, dit is sommer net interessant, dat jy sien hierdie hele ding van Paulus wil na die weste toe, hy wil Rome toe. En jy sien hier in Book of Eli, hy moet aan die weste toe. En dan staan natuurlik 'n villain, wat deur Gary Oldman gespeel word, hy verteenwoordig die godsdienstige wêreld, hy wil ook nie Bybel hê. Hy is ook op soek daarna, daar is nie meer boeke oor, daar is nie meer Bybels nie, maar Eli het hierdie een oorblywende Bybel. In hierdie kroeg wil die Bybel hê om beheer te kan uitoefen daarmee oor mense. So hy soek dit vir heeltemal ander redes. Maar in elk geval, die mense wat daai storie geskryf het, verstaan iets van Paulus baie, baie goed. They got it, want hy is iemand wat, hy probeer nie loskom hier uit nie, hy kon losgekom het, meer as een keer, hy kon by Felix seker al losgekom het, as hy regtig wou, maar hy stel die saak die hele tyd uit, hy kom nie tot 'n konklusie nie, hy sê wel, hy is onskuldig, hy het die Jode niks gedoen nie, maar hier beroep hy hom op die keiser. Wat 'n stupid ding is om te doen, want die manier hoe Festus moet hom omgaan, is dit duidelik, dat hy nie regtig dink, daar's 'n vreeslike saak teen Paulus nie. Hier al, is dit duidelik, jy kan dit duidelik sien. En ek seker Paulus kon dit aanvoel. Maar nou beroep hy hom op die keiser. Dit beteken nou, die ouens kan hom nie hier vryspreek nie. Hy moet nou Rome toe gaan. En Paulus gee nie om nie. Al moes hy onthou die toespraak wat hy in Handelinge 20 gegee het vir hy ouens, vir hy ouderlinge van Dan Melete, onthou dit, die ouderlinge van Efese, né? Hy het daar met hulle saam gesit en hy het vir hulle gesê, maar is my lewe vir my kosbaar? Ag, ek het van geen belang nie, as ek maar net my taak kan voltooi wat die Here op my gelê het, en hy gee nie om hoe hy daar kom nie, hell or high water, in boeie of sonder boeie, hy moet daar uitkom, dis sy taak, hy moet weste toe. Dit is waar die Here hom wil hê. En hier beroep hy hom op die keiser. En vers 12, nadat Festus die saak met sy raadgewers bespreek het, het hy geantwoord, jy het op die keiser beroep, en die keiser toe sal hy gaan. So hulle 'n Romeinse burger het die reg gehad as 'n keiserlike hof jou skuldig bevind aan iets, dan kan jy appeleer tot die keiser. Dan moet die keiser toe gaan. Nou let wel, hulle het hom nie skuldig bevind nie, né? Dis eers eintlik as iemand jou skuldig bevind dat jy kan appeleer. Hy het nog nie die uitspraak, Festus nog nie die uitspraak gelewer nie. Sê Paulus maar hoorie, net by the way, ek gaan keiser toe, hoor. So nou is hulle verplig. Hulle moet hom soontoe laat gaan, want dis wat die Romeinse wet sê. Vers 13. Na die verloop van die tyd het koning Agrippa, nou Agrippa hierso, is nie dieselfde Agrippa as in hoofstuk 12 nie. Die Agrippa in hoofstuk 12 is Agrippa 1. Hy was keiser gewees van 41 tot 44 na Christus. Hierdie is sy seun, en hierdie Agrippa was baie jong gewees toe hy keiser geword het, omtrent 21 jaar oud, en het 'n suster gehad, Bernice, hulle was baie close gewees, en hulle het in Caesarea aangekom om Festus te verwelkom. Dit is, so onthou dit, dis Herodes Agrippa, né? Dis nie 'n keiser nie, dit is Herodes die Grote se agterkleinkind. So Herodes die Grote het 'n paar seuns gehad, Archelaas, hy het Judea gekry na sy pa oorlede is, Antipas het Galilea gekry, dis waarvan evangelies, dis Herodes waarvan evangelies die heel meeste praat, Aristobulus was daar gewees en Philippus. En so sy kleinkind, sy eerste kleinkind, waarvan ons lees is Agrippa die eerste dan, dis hy wat oorlede is in Handelinge 12, en dan sy seun was Agrippa die tweede gewees, dis Herodes Agrippa. So dis die Joodse konings, wat, en hulle was altyd groot vriende met die Caesars. Trouwens, die Herodese kon verskriklik goed bou, en mense sê, hulle het hulle bouargitektoniese vaardighede by die Caesars gekry. Maar Herodes die Grote was so ryk, dat hulle gesê het, hy was ryker as die Caesar. So die Herodese is ouens van koninklike mag, so hulle was altyd in cahoots gewees met die Romeine. Nou kom die Romeine in Caesarea aan, dis nou Festus, en obviously verwelkom hulle hom. Alright, so sy suster is by hom, hulle het 'n paar dae daar deurgebring, vers 14, en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring, en dan sê hy, hier is iemand wat deur Felix as gevangene agtergelaat is, dan praat hy en Felix, hy en Festus nou daaroor, en dan besluit hulle, hulle gaan saam bietjie na Paulus luister, en hulle wil graag vir Paulus hoor. En dan sien ons in vers 25, die volgende dag het Agrippa en Bernice met groot vertoon die saal binnegekom in die geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Jy sien daar so in Caesarea, ek dink ek het laasweek vir julle gesê, jy kan presies sien, nie alle argeologiese goed is presies seker nie, so jy weet nie altyd presies waar wat is as jy in 'n antieke stad
rondstap daarso nie, maar waar die hofsaal in Caesarea was, is hulle 100% seker, daar's 'n paar inskripsies rondom die ding, jy sien dit baie duidelik, so jy kan letterlik in die vierkant gaan staan, waar jy weet, Paulus het hier gestaan, in hierdie spasie. So Agrippa en sy spulletjie kom daar in, hy met sy entourage, en hy maak 'n groot vertoon daarvan, en dan staan op Festus se bevel, as Paulus ingebring, toe sê Festus, koning Agrippa, almal hier teenwoordig, kyk, dit is die man, teen wie al die Jode in Jerusalem hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vasstel dat hy iets gedoen het met die doodstraf verdien nie. So daar hoor julle nou, dat Festus dink die heeltyd in hierdie journey van Paulus se verhoor, kan nie by die konklusie kom dat Paulus skuldig is nie. So nog voor hy die uitspraak gemaak het, sê Paulus, ek wil Rome toe gaan. So ons sien ook reg hierdie geskiedenis is altyd die Jode wat die profete doodgemaak het, dis die Jode wat Jesus laat kruisig het. En ons sien hierso dis die Jode wat weer eens teen die profete van God is, soos Paulus. Alright, en dan kom ons by hoofstuk 26. Miskien kan ons net eers hier bo kyk. Kom ons kyk net na vers 26 voor ons na hoofstuk 26 toe gaan. So 25 vers 26, maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie. Dis nou Felix wat Festus wat hier praat, né? Hy sê ek weet nie eintlik wat ek moet sê nie. Dit beteken hy kan nie 'n aanklag formuleer nie. Hy kan nie sê wat die probleem is nie. Hy hoor nou wat die Jode sê, maar maak nie eintlik lekker sin nie. Nie in terme van die Romeinse reg nie. Daarom het ek hom voor u gebring en vooral voor u koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan sê, iets kan hê om te skrywe. So hy sê, hy het vir Agrippa oorgehaal om saam na Paulus te luister, want at least, miskien het hy Agrippa se opinie na die tyd, wat vir hom al 'n idee gee, wat kan hy actually op hierdie brief skryf? Want onthou nou, hy is in 'n netelige posisie hierso. Paulus beroep hom op die keiser, so hy moet keiser toe gaan, maar hy wat die gouverneur is, moet 'n brief skryf aan die keiser. En hy wil nie die keiser se tyd mors nie. Jy weet, die keiser daai dae het nie goeie impulsbeheer gehad nie. Jy weet, as hulle ouens nie gelike het nie, dan het hulle jou sommer afgemaai. Ou Domitianus het mos een keer sê, nou hy het regeer in 81 tot 96. Dis in sy tyd wat Openbaring geskryf is. Hy het soms net so 'n deel van sy keizerskap, al daai keisers en konings was so neuroties geweest, hulle was absoluut bedag op verraad of enigiets. En toe Domitianus al sy vriende die een aand nooi vir ete, toe op elkeen se bord is daar so 'n klein grafsteentjie. Met die idee, jy weet, rest in peace, jy weet, of rest in pieces. As enige van julle my verraai, dan is hierdie jou voorland. Jy weet, so dis hoe daai ouens was. Nou hierdie ou, jy weet, Festus, hy wil nie die keiser se tyd mors nie. En dit is in hierdie tyd, dit moet keiser Claudius, dit moet keiser Nero gewees het. So dis 'n Nero se tyd hierdie. Nero was keiser gewees van 54 tot 68. So, maar Nero was nie all bad gewees in die begin nie. Sy 50er jare was soort van sorig gewees. Dit was nie te bad nie. Dis eers hier 63, 64 wat sy kop heeltemal uitgehak het. Eintlik in die vroeë 60s. Hy wou 'n kunstenaar wees en hy wou vir mense sing en hy kon blykbaar glad nie sing nie en hy kon nie gedigte skryf nie. Al die mense het soort van vir hom gelag agter sy rug, maar dis maar wat hy gedoen het. En hy het al hoe meer begin homself vergoddelik. En hy het hierdie hele droom gehad, hy wil Rome heeltemal nuut bou, hernie van die begin af, maar dan moet hy dit uit die as uit doen, so hy moes Rome afbrand om dit te doen. En hy doen dit toe as sy grootste kunswerk, en toe kom hy agter, git, so baie mense is dood, en hierdie brand, vat eenvoudig pos, en hy vat vlam, en hy kan dit nie keer nie, en toe hy sien hierdie ding raak buite beheer, toe beskuldig hy die Christene, en sê die Christene het hierdie brand begin. So dis eers in daai tyd regtig wat hierdie goed begin gebeur het. Maar in hierdie tyd is dit soort van 57, 58 na Christus, dis 2 jaar later, dit kon eintlik nie nader aan 59 nou al gewees het. En dan kom ons by hoofstuk 26. So Agrippa sê toe vir Paulus, jy kan jy met jou saak stel. So Agrippa is 'n soort van soms so al daar, jy weet, in charge, en dan staan met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin. Alle gesiene filosowe het altyd hulle toesprake met 'n handbeweging moet begin. Cato, ek weet nie hoe 'n Afrikaanse uitspreking, die Stoïsynse filosoof, die Romeinse filosoof, was bekend daarvoor, hy het dit ingelei so 2 eeue voor Christus. Hulle het altyd met handgebare sekere toesprake begin. So as jy regtig 'n filosoof is,
dan doen jy dit so. En onthou net, Lukas skets vir Paulus as 'n baie formidabele intellektueel, né? Onthou ons het daaroor gepraat laas keer dat Paulus daar's 'n vertoon van intellek. En in Handelinge 17 as hy in Athene kom vanaf vers 16, dan sien ons dat hy het met die verbygangers gepraat net so Sokrates. So hy vergelyk Paulus met Sokrates. In vers 22 van Handelinge 17 as Paulus sy groot toespraak wat daar begin, dan staan daar en hy het midde in die mense gestaan voor al die mense en sy toespraak begin. Dis presies so 'n filosoof midde in die mense sy toespraak begin het. So hierso kry ons dieselfde. Paulus maak hier die handgebaar wat aantoon hy's 'n befaamde spreker, hy ken die retoriese styl van die Grieke en hy is besig om te praat. So vers 2. Hy sê koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig. Veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Nou hy gebruik hier 'n spesifieke retoriese styl. Onthou dat ons Handelinge 17 gedoen het? Het ons hier gepraat, onthou ons gesê 'n retoriese struktuur van 'n Griekse toespraak het hoeveel dele gehad? Hallo? Hoeveel dele het 'n toespraak gehad van 'n Griekse Grieks filosofiese toespraak? 4 dele. En ek kan dit onthou. Hallo, is jy met my? Of ek wil net weet of het ek nie verduidelik nie. Koek. Okay, sorry, jy moet hulle geld terugvra. Okay, so die Grieke het jy het 'n goeie toespraak het 4 fases gehad, 'n exordium in Latyn. Dis eintlik maar net die inleiding, maar die inleiding is baie spesifiek en die inleiding komplementeer jy gewoonlik die mense met wie jy praat en wat jy hier moet doen is jy probeer gemeenskaplike grond vind tussen jou en die gehoor met wie jy praat. So 'n retoriese toespraak begin altyd positief. Al is dit hoe konfronterend. Jy begin altyd eers en jy deel jou medemenslikheid met die gehoor en jy probeer connect met hulle en sê wat ons in gemeen het. Paulus doen dieselfde in Handelinge 17:22 as hy vir die ouens sê ek kan sien julle is in alle opsigte baie godsdienstig, né? Hy begin positief. Hoekom? Want hy was net die Josie in gewees vir al die afgoderry. Nou komplementeer hy hulle. Hoekom doen hy dit? Hy soek gemeenskaplike grond. Dis tipies hoe die ouens dit gedoen het en hulle het dit nie ernstig gevat as jy die toespraak nie so begin het nie. So hy doen dieselfde hier met Agrippa. En almal weet dis die styl. Jy weet, so dis nie asof hy 'n game speel nie. Hy's besig om gemeenskaplike grond te vind. En dan sê hy vers 4 al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. So met ander woorde ek is bekend onder die Jode. Hulle weet wie ek is. En dan begin hy in vers 4 sy storie vertel. So onthou ons laas keer gesê daar's 3 plekke in Handelinge waar Paulus se bekeringsverhaal beskryf word. Die ene is Handelinge 9 waar Lukas die verhaal vertel waar Paulus actually tot geloof kom op die Damaskuspad. Die tweede een is Handelinge 22 waar hy op die kaserne se trappe staan en hy doen sy toespraak in Hebreëus en hy praat met die Jode en die derde een is hier in Handelinge 26 waar hy voor Agrippa en Festus is. So dan vertel hy net weer 'n keer sy storie en dan sien ons kom ons lees van vers 19 af, 26 vers 19. Van toe af koning Agrippa, was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidennasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer. En jy kan sien hy werk met 'n plan hier, so hy het vir Agrippa in die oogie. En dit moet hulle bewys met die dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor. Omdat God my tot vandag toe bewaar het, staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly. So hier is die klimaks, hier is die slot van sy hoofargument. Die Christus moes ly en die eerste wat uit die dood opstaan. Daardie sou hy aan die Jode en die heidennasies die lig bring. Terwyl Paulus hom nog so verdedig, skreeu Festus, jy's mal Paulus, jou groot geleerdheid maak jou mal. So, hier is 'n interessante ding, dat Lukas identifiseer altyd bygeloof en radikale ongeloof en skeptisisme as 'n tipe van 'n verloor van jou meer, jy lose it so bietjie. In Handelinge 17, wie sit dit wat vir Paulus lag? Heel moontlik die Epikuriane. Die Epikuriane was ouens wat nie in die gode geglo het nie, maar hulle kon dit nie sê nie, want in die Griekse demokrasie was ateïsme verbode gewees. So
hulle kon dit nie regtig sê nie, maar dis tipies van mense, die assosiasie is, mense wat bygelowig is, mense wat nie vir God kies nie, hulle is gewoonlik die ouens wat dit lose. Hulle is die ouens wat komplotte smee, hulle is die ouens wat kwaad word. In Stefanus, in Handelinge 7 is hulle so kwaad, hulle is so woedend kwaad, hulle klere skeur en hulle stenig hom. Dit is die ouens wat dit almal, hulle verloor hulle redelikheid. Die ouens wat hulle rede verloor, dis die ongelowiges. En dis hoekom dit so belangrik is, dat Paulus sê, jy moet jou hier meer beteel, want Paulus bly redelik. Hier is die ongelowige Agrippa, hy lose it. Hy gooi sy toys uit die kot, hy gaan te kere. En dit is Lukas se punt. Lukas se punt is nie net dat die Christelike geloof is die superieure geloof. Hy is die een wat wonders doen. Daar's geen heidense mag wat teen die geloof gestand kan bly nie. Die Christelike geloof groei ten spyte van al die teenstand en dis die mees redelike keuse. As jy regtig wil wonder in hierdie Griekse samelewing waar denke in die sentrum is, as jy wil weet wat is die mees redelike ding om te doen, dan sê Lukas, kies vir Jesus. Dis die mees redelike ding om te doen. Die ouens wat dit nie doen nie, hulle lose it. En dis wat hier met Agrippa gebeur. So hy strip homself hier vir Paulus heeltemal. Maar jy kan sien, Paulus hou hom as 'n positief. Hy sê vers 25, ek's nie mal nie, edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan. Die koning weet van hierdie dinge. Daarom praat ek openhartig met hom. Ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie. Want dit het nie ergens in 'n hoekie gebeur nie. Koning Agrippa, glo die profete. Ek weet u glo. So hoor jy, hy probeer hom nail. Onthou hy's 'n Joodse koning, né? So hy probeer appel maak op sy ietwat Joodse agtergrond. Nou ons weet koning Herodes, die Grote, was 'n halwe Jood geweest, né? Hy was 'n Idumeer geweest, nie 'n Moabiet nie. Hy was 'n Idumeer geweest en 'n halwe Jood. En so ons weet nie regtig wat Agrippa was nie, maar hulle was die Joodse konings. So Paulus maak 'n bietjie appel op die bietjie Joodsheid wat daar in hierdie ouens steek. En hy sê vir hom, jy weet mos alles, glo die profete. Ek weet jy glo. Agrippa sê dit vir Paulus. Jy dink ek kan my sommer net so gou-gou 'n Christen maak. En Paulus sê, of dit nou gou-gou gebeur of langer duur, antwoord Paulus, ek bid dat God nie net vir u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik net sonder hierdie boeye. So jy kan sien hoe Paulus sy sogenaamde verdediging, ek noem dit sogenaamd, want in die oë van Festus en Agrippa moet dit nou sy verdediging wees, maar dit is nie vir Paulus se verdediging nie. Dit is gedeeltelik, maar hy probeer die evangelie verkondig. Dis absoluut al waarna hy belangstel. En he's speaking truth to power, soos ons laas keer gesê het, né? Hy laat homself glad nie in die beer deur magtiges nie, en hy sê eenvoudig net wat van hom verwag word. En dan staan daar vers 30, die koning het opgestaan en saam met hom ook die gouverneur en Bernice met hulle gevolg, toe hulle uitgegaan en hulle sê vir mekaar weer eens, né, hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie. So jy hoor hier die ego van die verhoor van Christus. Net soos wat Jesus en die vroeë kerk onskuldig lei, net so jy weet, net so is dit hier met Paulus. En dan begin Paulus se reis nou eintlik na Rome toe. En nou dis die jaar 58, 59 omtrent, hoofstuk 27 vers 1. Toe ons, so daar's dit nou weer interessant, Lukas is nou hierso by, hy begin weer praat. Toe ons vertrek na Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en 'n paar ander gevangenes aan Julius, 'n offisier van die keiserlike regiment, oorhandig. Ons het weggevaar. Terloops, 'n verskriklik interessante ding, né? En niemand het enige verklaring hiervoor as net dat dit so gevind word in navorsing, dat in byna alle antieke geskrifte waar mense op die punt staan, waar die verteller vertel hoe mense op die punt staan op die skip te klim, word daar ewe skielik oorgeslaan na die eerste persoon meervoud. Ons. So, dit het vir mense gesê, omdat hulle op 'n skip klim, is hulle nie seker of Lukas regtig by was, en of hy net die retoriese styl van sy tyd gebruik, om net te sê, hierdie ouens gaan op die see, dat dit een of ander vorm van beskerming mee te maak gehad, dat, weet, saam gaan ons hierdie donker dieptes van die see ander. Onthou net, die mense van daai tyd het nie in die winter gevaar nie, hulle het net in die somer gevaar, en wanneer hulle gevaar het hulle so langs die kus gevaar, hulle het nie sommer net weggevaar in
die kus uitsig verloor nie. Hulle was uiters bang vir die see. Dis waar die demone gebly het en jy weet die demone kon deur die see van onder die aarde af kon hulle opkom bo. Dis hoekom die Leviathan het in die see gebly, né? Jy sien dit in die Ou Testament. So die see was die plek van chaosmagte en jy sal altyd sien dat reise na die weste toe gebeur altyd meeste van die tyd op land. Dit is net Paulus se eerste sendingreis waar daar so 'n stukkie is wat hy wes vaar, maar dan gaan hy dadelik hierdie kant toe Antiochië en dan gaan hy weer wes en dan gaan hy oor land. Hy travel altyd wes oor land en as hy terugkom met die see, want hulle het in die somer gevaar en dan werk die wind van die ander kant. Of nou sien julle sien, hierdie is in die begin van die winter, dit is omtrent September, Oktober en die winter is besig om te begin in die noordelike halfrond en die see raak gevaarlik. Jy sien dit nou in hierdie hele storie. So vers 2. Maar hoekom mense hoekom teoloë steeds dink dat Lukas werklik hier teenwoordig was, is omdat hy dit anyway doen van vers 16 af. Né? So hy's konsekwent van hoofstuk 16 vers 10 af praat hy van ons. So om hierdie rede, hy volg toevallig hierdie retoriese styl dat hulle klim op 'n skip en dit is ons, maar omdat hy die res van die boek doen van Handelinge 16 af, neem hulle aan hy is teenwoordig want hy was nog 'n hele tyd. So hy volg nie net die retoriese styl hierson nie. Vers 4. Ons het daarvan af weggegaan, so is daar by Sidon. Dis met ander woorde daarso. Daar iewers, dit wys nou nie daar nie, maar dis daar iewers Sidon en Tyrus en Sidon en so daarso. Dis daar waar hulle die Sirofenisiese vrou kry in Jesus se tyd, Matteus 17, Markus 7. Matteus 15, Markus 7. Ons het daarvan af weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Siprus verby. Met ander woorde, daar's ons Siprus, die beskutte kant is daai onderkant, so hulle het nie daar bo verby gegaan nie, want die wind kom van daai kant af, so hulle daar aan die beskutte kant van Siprus verby gegaan. Omdat die wind teen ons was. Met Cilicië en Pamfilië het ons aan ons regterkant het ons die see oorgesteek en Myra en Lycia bereik. Daar het 'n offisier die Alexandrynse skip gekry wat na Italië toe sou vaar en ons daarop gesit. Ons het daar lank stadig gevaar en moeite reg oor Knides gekom en so en dan hulle nou moeilikheid op hier en daar vers 9 sien ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepsvaart want dit het al begin winter word. Paulus waarsku hulle toe: "Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies." So die ouens meen, kyk, teen hierdie tyd met al Paulus se reisery, hy's regtig nou al 'n befaamde seeman eintlik gewees. Hy kon die winde al so 'n bietjie lees. Hy het nou al geweet wanneer om te vaar en wanneer nie. En so hy het al baie insigte gehad. Vers 11: Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie. Dit beteken net hy was te klein en daar was nie genoeg kos gewees om te bly vir die winter nie. En die mense sou liewer daarvan af wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was 'n hawe van Kreta. Kreta is een van hierdie eilandjies waar ons nou sien hierso. Ja. Daar's ons Kreta. Okay. So waar was ek nou? Wat so vers was ek nou? Slaap julle al? 12. Okay, 12. Ja, so die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie en die meeste wou liewer daarvan af wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix is 'n hawe, daar's hy, van Kreta, suidwes en noordwes, het die see oopgelê, daar sou hulle kon oorwinter. So dan begin daar 'n ligte briesie en dan steek hy op en dan vorm daar 'n groot storm op die see. En dan sien ons vers 18, omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. So jy weet, hierdie ouens is nou 'n groot moeilikheid. Hulle besef nou, hulle is in die middel van 'n storm. As hierdie skip nou te swaar is, dan gaan hy omkeer en hy gaan sink soos 'n klip. So hulle probeer nou die ding ligter maak. Vers 19, die dag daarna het hulle eiehandig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Met ander woorde, sommer eintlik die goederes wat hulle nou nodig gehad het eintlik op die skip. Daarlank was die son en die sterre nie te sien nie. Dan word bewolk, waarskynlik gereën en het nie die geweldige wind het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen die manne gaan staan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het.
en nie van Kreta af weggevaar het nie, dan sou ons hierdie ramp en die skare vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed. Hoe praat hierdie heidene hoop in? Né? Hy self soort van die vader van die mense. Die kaptein van die skip is verantwoordelik, maar hy voel homself verantwoordelik vir die mense. Hier is 'n klein heidense klein kiddetjie wat hy probeer sê, weet, just hang in there, ouens, byt vas. Ja, hy het 'n bietjie droog gemaak, maar luister, hang in there, ons gaan dit maak. Hy sê vir hulle, niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn. Van God aan wie ek behoort wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Hierdie is 'n baie belangrike Bybelse beginsel. Het julle geweet van die Ou Testament, en dit is interessant dat Lukas by monde van Paulus hierso die storie trek van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe. Omdat die Here van die vroegste tye af Abraham en Israel uitgekies het om wat te doen? Om 'n blessing te wees vir die res van die wêreld, vir die res van die nasies, natuurlik. So ons moet 'n blessing wees. Het die Here nog altyd mense laat voordeel trek, nie gelowige mense, laat voordeel trek omdat sy eie mense tussen hulle gewoon het. In Genesis kry dit 'n paar keer. Onthou julle vir Jakob wat by Laban gaan werk het? En die besigheid was suksesvol geweest en dan staan daar en die Here was met Laban. Dit het voorspoedig gegaan met Laban want Jakob was met hom geweest. En net so rukkie daarna dan beland Josef in Egipte. En dan word hy onderkoning en dan staan voor dit beland in die huis van Potifar. Dan staan daar en dit het goed gegaan met die huishouding van Potifar want Josef was daar geweest. En dan later word hy die onderkoning en dan staan daar dit het goed gegaan met Egipte want die Here was met Josef geweest. En jy kry dieselfde idee hierso in Handelinge dat die Here sê vir Paulus en sê vir die mense, weet jy wat, julle lewens gaan gespaar word omdat hierdie man van my tussen julle is. En baie keer is dit so dat mense rondom ons trek voordeel waarvan ons nie eens weet nie. Ons is nie altyd eens bewus daarvan nie. Soms word mense beskerm of soms beleef mense een of ander vorm van voordeel bloot omdat ek en jy sy kinders die appel van sy oog tussen die ander mense is. Dis nie omdat ons great is nie. Dis net omdat die Here besluit om ons te value. Dis net omdat die Here besluit om ons te ag. Dis omdat ons in Christus is en deel van sy volk is en hierdie is 'n beginsel wat jy van die Ou Testament en die Nuwe Testament sien. Vers 25. Daarom hou moed manne, sê hy, ek vertrou op God dat alles net so gebeur soos wat hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons eers op 'n eiland moet strand. Die 14de nag dat ons so op die Adriatiese See rondgeslinger is, teen middernag het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n diep lood uitgegooi en 'n diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die diep lood uitgegooi en dit was 27 meter. Hulle was baie bang die skip loop op die rotse en toe die 4 ankers by die agtersteuwe van die skip uitgegooi en weens dit en gewens dit moet dag word. Die matrose wou wegkom van die skip af en hulle die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip sou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. So hy sê moenie die ouens oorboord spring nie. Kom ons bly net almal by mekaar. Ons weet die Here het vir ons gesê ons gaan okay wees. Toe die soldate vers 32 teen die toue van die bootjie, toe die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is al 14 dae dat julle in spanning wag sonder iets om te eet. So hierdie ouens het vir 14 dae nie geëet nie. Nou onthou julle 2 Korintiërs 11 waar Paulus verduidelik waardeur hy alles in sy lewe en dan praat hy van hy was daar, hy skipbreek gelei, daar lank sonder kos, daar lank honger. Nou dis heel moontlik een van hierdie stories wat hy vertel. Vers 34, maar kyk hoe neem Paulus herderlike sorg oor hierdie mense, né? Hy sê daarom raai ek julle aan om nou te eet. Hy is op pad Rome toe, hy word verhoor. Hy's in boeye, hy's die gevangenes en nie met die boeye. Hy dink nie dat die boeye wat om sy arms en sy bene is
vat hoegenaamd sy autoriteit weg nie. Hy het steeds die Here se autoriteit, al sit hy in die tronk, so te sê. Al sit hy hier so onder in die kelder, maar lyk my die ouens hou hom daar maar tussen hulle, want lyk my hy is bemoedigend teenoor hulle gewees. En so kan jy sien hoe Paulus eenvoudig deurdruk, sy eksterne omstandighede het niks te maak met sy boodskap nie, het niks te maak met wat hy doen en wat hy sê nie, hy bly eenvoudig onwrikbaar, die Here se naam bly op sy lippe, hy sê nie eens o gats vir 'n storm nie, sy lewe is in die Here se hande, hy gee nie om nie, as hy sy lewe verloor, is dit fyn, maar tot dit gebeur, sal hy oor die Here praat en oor die hoop in die Here en oor sy vertroue in die Here en oor niks anders nie. En nou kom ons in, so nou strand hulle daarso, hoofstuk 28 vers 1, nadat ons veilig aan wal gekom het, so iewers nou hier in die donkerte, nou is hulle aan wal, né? So hulle het gesien, okay, so dit raak vlakker, en hulle gaan daar aan wal, en toe het ons gehoor dat dit die eiland Malta is. Die mense daar, nou dit is baie interessant, die woord daar, wat gebruik word vir mense is barbaroi, hoi barbaroi, dis die woord waarvan die Grieke die woord barbare afgelei het, so hulle sê, hierdie ouentjies by die eiland se klomp barbare gewees, dis gewoonlik mense wat, die Grieke, kyk dit was ons altyd so gewees, die Jode die wêreld opgedeel in twee, die Jode en die heidene, die Grieke die wêreld opgedeel in twee, die Grieke en die barbare. Wie is die barbare? Is enigiemand wat nie Griekse bloed gehad het nie. So hierdie mense was waarskynlik nie deel van die Griekse wêreld gewees nie. Hulle was barbare ten minste in Griekse oë, en die mense daar, met ander woorde, jy kan dit ook vertaal met die inboorlinge as jy wil, maar die is hulle is primitief. Was uitsonderlik vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reën het en koud was, het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal daarby verwelkom. Paulus het 'n klomp hout bymekaar. Hoe doen jy my leiding, né? Hierdie ouens, hy is die gevangene. Hy maak die vuur, hy kry ouens bymekaar van die onderaf. Nou dis 'n belangrike ding, want Jesus volgens Filippense 2 het gekom in die klere van 'n slaaf. En vanuit sy slaafskap beoefen hy sy autoriteit. Met ander woorde ek bedoel vanuit sy dienswerk aan die wêreld. Paulus doen dieselfde. Vanuit sy posisie van swakheid bedien hy steeds die mense. In Game of Thrones is daar hierdie scene waar Khaleesi of Daenerys Targaryen ek weet nie wie van hulle Game of Thrones gekyk het nie, as jy nie gekyk het nie, moenie worry nie, jy mis nie baie nie, maar daar's een scene, maar sy bou vir haarself mag op, en sy het hierdie 3 drake, en sy is 'n soort van in die militêre beheer van die wêreld, maar sy begin as 'n goeie mens, en op 'n stadium sê sy vir Jon Snow, we can only help people from a position of strength. Nou dis presies nie Bybels nie. Ons help mense die beste vanuit die posisie van swakheid. Wanneer ons self niks het nie, wanneer ons self ly, wanneer ons self niks het om verder te verloor nie, want ons het niks, dan vat mense ons ernstig, want dan sien hulle wie ons werklik is. Het is maklik om uit 'n posisie van krag en mag mense te help. Moet die magtiges die help wat ja natuurlik, want ironies genoeg, dis paradoksaal in die evangelie, dis waarom die Here vir sekere mense mag gee. Magtiges is veronderstel om hulle mag te gebruik om ander te help. Dis waarom hy owerhede aanstel. Maar die effektiwiteit van die evangelie gebeur nie van bo af nie, dit gebeur van onder af. Gebeur altyd vanuit 'n posisie van swakheid. Want dis wanneer mense ons ernstig vat, en dis waarom 'n lydende getuie vir die Here die kragtigste soort van getuie is. Want hoekom sal hierdie persoon vanuit sy posisie, hierdie persoon is wat veronderstel is om moedeloos te wees, wat niks het vir hom gaan nie, wat in pyn sit, wat 'n bleek toekoms het in boeye. Hy gaan nou om verhoor te word. Hoekom? As hierdie ou vanuit sy swak posisie hierdie woorde sê, dan moet dit uit sy hart uitkom. Dit moet ernstig wees. Hy moet dit regtig bedoel. Dis soos wie sal jy met mag vertrou? Daar's vandag 'n groot ding dat godsdienst gebruik mag. Ek praat van in die nie-gelowige wêreld. Het julle al gedink aan ek het nou so pas 'n nuusbrief geskryf vir E-kerk oor Superman. Het julle al gedink wie sou jy met al die mag vertrou?
Nou as jy nou al die superheroes vat wat jy ken, maak nie saak of jy nou 'n fan is of nie, jy sal weet van wie ek nou praat. Dink aan al die superheroes wat jy ken. Daar's twee dinge van Superman wat absoluut uitstaan. Die eerste een is sy mag. Hy trump alle ander superheroes, né? Ek wil kyk, Spider-Man was my childtime hero geweest, maar Superman slaat hom dusnis. Ek wil daar's geen kompetisie nie. Superman kan vlieg, hy kan laser met sy oë skiet, hy sterker as enigiemand anders, hy kan enigiets doen. Hy het al die mag in die wêreld. Spider-Man het mag, maar is nie Green Lantern, nie Captain America, nie Batman, niemand kan vergelyk met Superman nie. Maar hier is die tweede eienskap van Superman. En by the way, ek weet nie of julle dit weet nie, Superman het ontstaan deur twee skrywers in die 1920s dink ek. 20/30s. Die vroeë jare van die oploop na die Tweede Wêreldoorlog toe. En een van hulle is 'n gelowige. So hulle het Superman opgestel volgens die Christelike narratief. Nou die interessante ding is, die tweede ding van Superman wat waar is, hy is so moreel goed dat dit jou eintlik boor. Hy's so goed tot die punt van naïwiteit. Al die Superman movies, julle kan dit kyk. In die 78 Superman movie met Christopher Reeve, dan kyk hy by Lois Lane, dan sê sy vir hom, okay, hoekom is hy hier? Hy sê, to fight for truth and justice in the American way. En dan lag sy, you're going to end up fighting every elected official in the country. Dan sê hy, surely you don't believe that, Lois. Hy's so goed, dat hy naïef is oor mense. Hy glo die beste van mense. En die heel nuutste Superman fliek, sien jy presies dieselfde. Lois Lane, praat met hom en hulle soort van in 'n vergelykende gesprek met mekaar en sy sê vir hom, "Wie ek is skepties oor alles, ek question alles en jy, Clark, is so naïef, jy glo net altyd die beste van almal." Nou dis 'n belangrike punt. Want die enigste persoon wat jy kan vertrou met al die mag is die een wat naïef goed is. Dis die enigste persoon wat betroubaar is. Daarom kan jy die God van Jesus vertrou, want hy is die een wat die ganse kosmos in sy hand hou. Hy het al die mag en hy is so goed dat hy sy mag neerlê en die gestalte van 'n slaaf aanneem. Dis die ene wat jy met krag kan vertrou. Dis die een wat jy met mag kan vertrou. Want en dis van waaruit jy die grootste verskil maak. En ek sê nie dat ons wat in magtige posisies is, dit nie kan gebruik nie. Jy moet dit gebruik. Natuurlik is dit waar. Maar die evangelie werk die beste van onderaf en dit is wat ons hier by Paulus sien. Dis tipies hierdie gestalte. Die Here vertrou aan Paulus toe die boodskap van die evangelie, dat hy selfs in sy swakste posisie, in sy swakste toestand, hy kan vertrou word met hierdie boodskap, want hy's nie verknog aan mag nie, hy's nie verknog aan rykdom nie. Hy sê in Filippense 4, ek was ryk, ek was arm, ek het baie gehad, ek het min gehad, ek het alles beleef en ek sê vir julle, ek het alles in staat deur Christus wat my krag gee. Vir hom maak dit nie saak wat sy eksterne omstandighede is nie. Hy bedien die mense rondom hom, of hy in kettinge is en of hy op 'n troon sit, maak nie vir hom 'n verskil nie. Die boodskap van Christus bly dieselfde. So, nou sien ons vers 3. Paulus het 'n klomp hout in mekaar gemaak, op 'n vuur gegooi, so hy maak die vuur. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien, sê hulle vir mekaar, "O gats, hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees." Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak neem. So hulle kom later af, okay, well obviously gaan hy nou sterf, want jy weet, hy het obviously iets sleg gedoen, want hulle het met 'n vergeldingsteologie gewerk, nie net in 'n minder mate die Joodse God, nie, maar hulle ook 'n bietjie. Maar in die Joodse geval het daai tipe teologie eerder ontwikkel in die tussentestamentêre tydperk, want Job skiet byvoorbeeld daai ding heeltemal aan die voet. Maar in die heidense kultuur was dit uit en uit so. As daar slegte goed met jou gebeur, obviously het jy die gode iewers kwaad gemaak. Iewers het jy 'n offertjie gemis, of jy een van 'n godheid nie erken nie, of iets het gebeur dat hulle jou nail en toe sien hulle, okay, well, shame, Paulus, jy weet, hy's op pad uit. Hy's op pad langboompies toe. En dan sien ons dan in vers 5, Paulus het egter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik moet dood neerslaan. Maar nadat hulle 'n lang ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê hy's 'n god. Nou sommer die omgekeerde, jy weet, van 0 to hero in 'n oomblik. In plaas daarvan, vers 7, daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland met die naam van Publius behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as sy gaste gehuisves. By the way, dis interessant, die antieke mense het geglo dat jy is gasvryheid aan jou medemens verskuldig, maar jy moet ten minste vir 3 dae
moet jy na mense omsien. Mense wat by 'n vreemde plek aankom, wat nie kos het nie, en wat nie iets het om te eet nie, en wat nie heenkome het nie, jy moet ten minste 3 dae versorg, sodat hulle tyd kan kry om 'n liggaam om sterk te kry, daarna kan hulle weer reis. As jy langer wil help, kan jy langer help, maar later, by the way, onder die vroeë kerkvaders, het hulle later begin sê, omdat almal so kerk toe begin stroom het, gelowiges en ongelowiges, omdat die gelowiges so mooi dat die mense omgesien het, was daar een antieke, een Christelike dokument, die Didache, is 'n baie goeie ding om te lees, goeie teologie, maar daarin adviseer die skrywer die kerk om mense nie langer as 3 dae gasvryheid te ontvang nie, want mense begin dit misbruik. En die misbruik van goedheid, van goedgesindheid is 'n baie belangrike ding. Dit is waarom Paulus sê in 2 Tessalonisense 2, jy weet, wie nie werk nie, kan nie eet nie, né? So as jy welsynswerk wil doen, dis uiters belangrike werk. Ons moet dit doen. Maar die hart van welsynswerk is nie om vir mense handouts te gee nie. Die hart van welsynswerk is om verhoudings te bou met mense wat radikaal anders as jy ryk en lyk en minder het, en om hulle te help om self-sustaining te word. Dis die beste soort van hulp wat jy mense kan gee. Ek sê nie daar kom jy 'n tyd wat jy partykeer net 'n handout moet gee in 'n ekstreme omstandigheid nie, maar dit is hoogstens ekstreem. Paulus sê jy moet mense help om 'n job te kry. En dis 'n belangrike ding. Okay, so nou is ewe skielik 'n God. So nou kom hulle daar by die plaas en Publius het hulle daar gehelp. Vers 8. Publius se pa was in die bed siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan, na hom gebid het hom die hande opgelê om gesond te maak. So weer eens, Paulus se gedrag verander nie. Hy's op dieselfde mission. Dit maak geen verskil nie. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer. En toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Dit is interessant dat Lukas hierdie vertel, want binne in hierdie tragedie van die skip wat skipbreek gelei het, in die tragedie van Paulus wat op pad is, beleef Paulus hulle hierdie stukkies blessing. As jy arm is en jy het niks, dan sien jy die geringste klein stukkie goedheid van God raak en dit is vir jou net so 'n groot ding. En dit is so ironies dat ons wat plenty het, ons sien nie eers meer die goedheid van die Here nie. Ons het alles en ons mis dit nog steeds. Maar dis my ervaring met my vriende in Tembisa en in Zandspruit en 'n klomp van hierdie plekke is dat consistently is dit die mense wat my van blydskap leer. Want as jy min het, is die geringste klein dingetjie wat in jou lewe gebeur, wat effens positief is, die geringste klein goedgunstigheid van 'n medemens, gooi jou in ekstatiese blydskap. En ek dink is regtig iets wat ons kan leer hierso uit. So Lukas maak melding hiervan. In hierdie tragedie, in hierdie ding wat besig is om af te speel. Vir hom is dit nie 'n tragedie nie. Die koninkryk is besig om vooruit te beweeg. Jy weet, storm of nie storm nie, kettinge of nie kettinge nie, boeie of nie boeie nie, slang wat pik of nie slang wat pik nie, 14 dae honger, maak nie saak nie. Die Here is met ons en maak nie saak wat met ons gebeur nie. Die koninkryk is besig om veld te wen. Die Here is besig om veld te wen. Vers 11. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioscuri, 'n Alexandrynse skip wat daar oorwinter het. Ons het in Syracuse gekom en 3 dae daar oorgebly. Dis in Cilicië daai. Vers 13, daarvan het ons verder gevaar en in Rhegium gekom. Die volgende dag daar 'n suidewind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teëgekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly en so is ons na Rome toe. Die gelowiges het daarvan ons gehoor en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet en party by die 3 herberge. So dis nou net bekende plekke in Rome daai, né, waar die mense hulle kom ontmoet het. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Steeds in kettinge, maar hy sien sy medegelowiges. Paulus skep geweldige moed uit die teenwoordigheid van medegelowiges wat hom kon bemoedig. Dan sien ons in vers 16, na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. So onthou net weer eens, hulle het nie tronke regtig gehad nie. 'n Soldaat moes hom bewaak. Hy kon hom, jy weet, so waar het hulle hierdie huis gekry? Ons gaan nou sien, vers 17. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Dis nou Paulus. Toe hulle bymekaar kom, het hy vir hulle gesê: "Broers, ek het niks teen ons volk of die gebruik van ons voorvaders gedoen en tog is ek in Jerusalem gevange geneem." So nou verdedig hy homself so 'n bietjie, hy gee vir hulle agtergrond, want hy wil die evangelie aan hulle bring. En dan sê hulle daarso in vers 21,
kom ons lees daar. Toe sê hulle vir hom, ons het geen briewe oor u van Judea gekry nie en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Dis in die Christelike geloof, né? Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek en op daardie dag het hulle nog meer mense na die plek toe gekom waar hulle gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik. En hulle het uit die wet van Moses en die profete probeer oortuig van Jesus. So daai hele ding wat in Handelinge begin het, van hy probeer mense oortuig, hy redeneer met hulle, dialegomai, hy gaan aan daarmee. Vers 24, deur sy uiteensetting het daar party mense oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan, maar Paulus het nog steeds dit vir hulle gesê. Goed, so nou gaan julle, jy weet, julle maak nou soos Israel, hy haal hierso die deel in Jesaja aan, Matteus 13 en Markus 4, waar Jesus 'n gelykenis vertel van die saaier, waar hy dieselfde sê, hierdie volk, daar vers 26, hierdie volk sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie, kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp, hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien nie, met hulle oë kan hoor, met hulle verstand hulle kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Hy quote daarso direk uit die Ou Testament uit en Jesaja 6 en Jeremia 5:21 en so meer. En hierdie woorde, dis hoekom Jesus daai gelykenis vertel in Matteus 13 of in Markus 4. Want dit is Jesus se mees fundamentele gelykenis. Hy sê vir die ouens, as julle nie hierdie gelykenis verstaan nie, dan gaan julle geen van my ander gelykenisse verstaan nie. Dis die eerste gelykenis wat Jesus vertel, is die een in Matteus 13, of kom ons van die Markus Evangelie, hy's vroeër, in Markus 4, is die eerste gelykenis wat Jesus vertel. En die boodskap van die gelykenis gaan oor die saaier na 4 soorte grond, want die 4 soorte grond is sekondêr. Dis nie die hoofboodskap nie. Die hoofboodskap is veral die Matteus Evangelie begin met die woorde luister hier en dit eindig, die gelykenis eindig met die woorde wie ore het moet luister. So dit vorm 'n inklusio deur middel waarvan die skrywer vir jou sê hierdie gelykenis gaan oor luister. Jesus se probleem met die ganse mensdom en met Israel is dis 'n volk wat nie luister nie. Hulle kyk en hulle sien nie. Hulle hoor maar hulle verstaan nie, want hulle het hulle eie ore toegedruk. Hulle is hardhartig en dit is die Here se groot probleem in die wêreld. Dis die grootste teken daarvan vir Paulus en vir Jesus dat die wêreld in sonde is hulle kan nie hoor nie. Hulle druk hulle eie ore toe, hulle eie voorveronderstellings heers. Daar's nie 'n openheid nie. Hulle wil nie oortuig word nie. Hulle stel nie belang om te luister nie. En dit is Paulus se opinie oor hierdie ouens terselfdertyd. So, kom ons lees vers 30. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het. Nou hierdie is interessant. Hy's 'n gevangene. Maar hy's nie daar op staatsonkoste nie. Onthou ons mekaar gesê, as jy nie iets gehad het om as jy in boeye was en jy's gevange geneem, dan moet jy vir jouself sorg. Niemand het vir kos gebring nie, geen soldaat nie, niemand nie. So hier Paulus met sy eie inkomste hier uit die huis as 'n gevangene en hy gebruik dit om sodat hy mense kan verwelkom en hy gee nie om nie. Hy kry homself nie jammer nie. Hy sit nie in 'n hoekie en huil nie. Hy suig nie die punt van sy kussing nie. Hy doen niks. Hy hou eenvoudig aan. Hierdie is sy roeping, hierdie is sy lewe. Die Here is op sy lippe and that's it. En al moet hy die huis hier om mense by hom te kan ontvang, dan doen hy dit met liefde vir die evangelie. Hy voel nie ingedoen nie. So hy het 'n volle 2 jaar lank gebly in die huis wat hy gehuur het en hy het almal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het dit is omtrent die jaar 60-61 hierdie behoort te wees. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. In daar eindig Handelinge wat uiters weird is. Want Lukas moet Handelinge skryf ten minste in die jaar 80, miskien laat 80, dalk selfs 90. En Paulus is oorlede in 54, 55 of dalk 56. 60. 64, 65 of 66, jammer. En so Lukas het geweet Paulus is oorlede. Hy het geweet hoe Paulus, maar hoekom skryf hy nie Paulus? Hoekom maak hy nie Paulus se storie klaar nie? Hoekom eindig hy stomp? Hy eindig op 'n cliffhanger. Hy eindig op 'n goeie plek, maar Paulus se verhoor is nie afgehandel nie.
Hulle vertel nie van die keiser nie. Hulle vertel nie van want hy's waarskynlik onthoof. Ons lees nie daarvan nie. Hoekom doen Lukas dit? En dit is 'n tipiese skryfstyl van die antieke tyd. Lukas se storie is, hier is die werking van die Heilige Gees, het begin deur die lewe van Jesus. Dis voortgesit deur die lewe van die vroeë kerk, Petrus en Johannes en Jakobus en toe later Paulus, en sy storie is nog steeds nie klaar nie. Paulus se storie is nie klaar nie. Jy moet dit klaarmaak. Jy moet hierdie storie klaar leef. Jy moet besluit, wat gaan jy doen? So, hierdie taal suggereer dat die evangelie gaan ongehinderd voort, en jy word uitgenooi, word deel van hierdie beweging. Skryf jou eie storie in hierdie storie in, want dit is wat God vir jou regtig beoog. So jy maak die storie klaar. Weer eens, Lukas het waarskynlik geweet wat met Paulus gebeur het, nie waarskynlik nie, hy het oortuig het geweet wat met Paulus gebeur het. En natuurlik vir Lukas beteken Rome die uithoeke van die aarde. Onthou die Handelinge 1 vers 8 wat Jesus vir die disippels gesê het, julle sal krag ontvang en die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. En dit beteken nie Lukas het nie geweet dat daar nog ander plekke is naas Rome nie, maar in die antieke wêreld was Rome 'n soort van die westerse simbool van die uithoek van die aarde. En van daaruit wat Lukas betref is die storie klaar gemaak. Hy het vertel wat hy wou vertel en hy los hom so want hierdie storie wink jou. Dit sê vir jou word deel van hierdie verhaal. As jy besluit om Jesus te volg, dan word jy deel van hierdie groep mense wat storms trotseer, wat nie worry as jy bootjie skipbreek lê nie, wat steeds vanuit jou boeie en jou moeilike tyd mense bemoedig, wat steeds vanuit jou plek van swakheid jou autoriteit in die Here aanneem en wat nog steeds die wêreld bedien. Jy voel nie jammer vir jouself nie en ons is daar om mekaar vas te hou. Ons kan vir mekaar jammer kry. Ander mense het Paulus jammer gekry. Julle onthou dit, hy het vir hulle gesê moenie Jerusalem toe gaan nie, het hulle vir hom gesê. Maar ek en jy word deel van hierdie storie wat nie gekeur kan word nie. Dis God se storie, dis sy verhaal, dis sy Gees wat al hierdie goeders bring, ten spyte van al die moeilikheid of God se teenwoordigheid vir jou sigbaar is in elke omstandigheid of nie. As jy hierdie storie lees, dan weet jy dat die Here werk deur alle omstandighede. Dis nie nodig om te kla nie. Die Here is met jou. En meer as dit, as jy sy getuie is, dan bless hy die wêreld rondom jou. En hy laat hulle voordeel put uit jou teenwoordigheid, want jy maak sy teenwoordigheid op 'n unieke manier present in hulle lewens. Dis die storie wat Lukas wil vertel. Dit is die grootste gedeelte van die Nuwe Testament. Dis die skrywer wat die heel meeste geskryf het van die Nuwe Testament. En kom ons stop hier. So, ek het nou nie die bord omgestuur nie, maar dit maak ons nie saak nie. Comments, questions, enigiets van julle kant af. Gee julle 3 tellings. Ja, yes. Ja. So as jy daar's ander briewe as julle klaar is, let wel, as julle klaar is met die Nuwe Testament en julle ken die Nuwe Testament uit julle koppe uit, dan kan julle die vroeë apostoliese vaders lees. Dit is ouens soos Ignatius, Polycarpus, die Didagai wat ek net genoem het, die pastor van Hermas, maar ek verstaan nie veel van die pastor van Hermas nie, want hy skryf 'n apokaliptiese ding en hy praat baie nie mekaar. So ek verstaan hom nie eintlik nie. Maar baie van die vroeë kerkvaders skryf oor wat met Paulus gebeur het. Daar's byvoorbeeld die een ou Clement van Rome. Hy skryf in 96 na Christus. Hy het een brief geskryf. Daar's nog 'n brief wat na hom vernoem is, maar ons dink nie hy het dit self geskryf nie. Hy skryf in 96. Hy beweer byvoorbeeld dat volgens hom was Paulus in Spanje gewees. Ons weet nie of dit waar is nie, maar dis wat Clement van Rome sê. So daar's rondom die vroeë apostoliese vaders en kerkvaders is daar baie kerktradisie wat skryf rondom Paulus en daar is natuurlik baie buitebybelse gegevens rondom die eerste eeu wat nie deur gelowiges geskryf is nie, wat deur Romeine geskryf is. Die Annale van Imperiale Rome wat deur die Romeinse historikus Tacitus geskryf is. Jy die Joodse geskiedskrywer Josephus, Flavius Josephus. Hy's in 79 is hy gevange geneem deur die Romeine. Interessante storie. Hy het besluit hy het 'n revolusie gelei teen die Romeine en toe hulle daar naby Masada se wêreld, toe sê hy, okay, ons gaan net soos met die mense in Masada, ons gaan ons almal doodmaak. Ons gaan nie oorgee aan die Romeine nie. Toe maak almal hulle self dood
En hy is veronderstel om die laaste ou te wees wat in sy eie swaard val. Hy besluit toe, nee, is nie vir my nie. En die Romeine neem hom gevang, hy is die enigste oorlewende. En hulle vat hom Rome toe en hy begin toe die Joodse geskiedenis opskryf vir die Romeinse Ryk. Hy is nie 'n gelowige gewees nie. Hy noem Jesus byvoorbeeld 2 keer. Dan is daar Romeinse geskiedskrywer Suetonius. Ek lees op die oomblik toevallig tans sy Lives of the Caesars. Hy skryf hoe keiser Claudius as gevolg van 'n geestelike leier met die naam van Christus 'n klomp Jode verban het uit Rome uit. So jy het allerhande, jy het Plinius die jongere wat die gouverneur was van Klein-Asië op 'n stadium. Hy skryf oor die Christene. Jy het Celsus wat 'n ateïs was 2-3 eeu na Christus. Hy skryf oor die Christene. So daar is baie tradisies wat bevestig dat die Christene 'n realiteit was en dat hulle in opstand was teen die imperiale keiseraanbidding, dat daar gedurig konflik was tussen hulle en so meer. Maar so die beste gegevens kry jy egter uit die Christelike geskrifte. En nou is die groot vraag, maar okay, as hulle Christene was, is hulle stories betroubaar? En daar's baie interessante navorsing. Ek bedoel, dit word al vir jare en jare gedoen. Jy weet, beteken dit dat as iemand skryf oor sy eie beweging, dat dit noodwendig 'n slegte stuk geskiedskrywing is? En uiteraard sê mense, nee, want weet jy wat? Meeste sulke geskiedenisse wat opgeskryf word oor lande se geskiedenis geskryf. En dit is gewoonlik mense wat hulle eie geskiedenis neerskryf. En dit beteken nie dis slegte geskiedenis nie. Dit beteken net, jy weet, dit is reeds geïnterpreteerde geskiedenis, maar dis, jy weet, maar dit kan ook goed wees. So dankie, dis 'n baie goeie vraag, maar ja, daar's heelwat getuienis waarna mense kan kyk. Asai. Nog enigiets sê? Going. Dankie. Ek waardeer jou woorde. Ja, dankie. Ja, julle weet nie wat se guns julle my doen nie. Ek sê ek kuier by Stefan laasweek. Ek sê vir hom, ja, ek kan nie glo mense betaal my om hierdie te doen nie. Jy weet, moet nie vir die kerkraad sê nie, want hulle sal sê ons kan 'n plan maak, jy weet. Maar vir my is dit baie lekker. Die Bybelskool is my favourite deel. Ek geniet alles wat ek doen, maar hierdie is vir my baie lekker. So baie dankie. Woorde beteken vir my regtig baie. Dankie julle. Julle hoef nie so nice te wees nie, maar ek bly julle is. Kom ek bid vir ons. Here, ja, sommer net in die gees van hierdie laaste paar opmerkings. Here, dit is so lekker om deel te wees van 'n community wat mekaar vashou. Dankie dat ek ook bemoedig kan word deur die gemeenskap. Here, dankie vir mense wat vir my lief is en vir wie ek kan lief wees. Dankie dat ons mekaar kan lief wees. Here, dankie dat u hierdie ongelooflike idee gehad het van Christelike community. Here, dat ons in Christus kan wees saam met mekaar. Dat ons mekaar kan vashou en dat ons mekaar kan bystaan en na mekaar se trane kan luister en vir mekaar kan bid en saam met mekaar kan wees, Here. Dankie daarvoor. Ek bid regtig vir almal van ons vanaand hier en ek wil vir u vra, Here, dat u die woorde van Handelinge 'n realiteit sal maak in ons harte, in ons denke, in ons lewens en ons handelinge. Soos die handelinge van die apostels stomp eindig, Here, help ons om daai handelinge voort te sit en vir onsself elke dag te vra, wat gaan my handelinge wees onder u heerskappy, Here Jesus. So, dankie vir u woord. Lei ons asseblief in dit alles. En ons is ewig dankbaar dat u gekom het vir ons en dat u steeds besig is om u storie te skryf. In Jesus naam en almal sê, amen. Daar's hy.